Dag sê julle, right toe, vir die manne wat hou van groen en geel. Ek het vir julle John Deere trekkertjie hierso. Kom nou slag 'n bietjie weg van die blou poue af. Okay. John Deere 5503. Hy het 'n laaigraaf op. So as jy so size trekkertjie het en het 'n laaigraaf op, nou weet julle seker wat is die volgende job wat moet gedoen word. Dis 'n klats. So kom ons breek hom gemiddeld deur. En vervang ons gou die klatsie. Right, so hier is ons kandidaat. Wat het nou 'n bietjie meer ongemaklik maak is gewoonlik is jy het nou hierdie uisterraam op vir die laaigraaf, maar hier is hom genoeg spasie daar, so ek behoort oral in te kom. Dit behoort nie 'n probleem te wees nie. Hierdie kant is dieselfde storie. Hierdie kant moet ek die vrotelientjies moet losgemaak raak. Dan dink ek is hier dalk 'n pyp of twee. Seker ek sal nou kyk. En dan hierdie kant moet ons die hidroliese pyp hier losmaak. Die suigpyp moet ons daar losmaak. En ek weet ek moet hierdie kant drade uitplak. Lanklaas gewerk een vir hulle. Maar kom ons breek hom maar deur. Ek het 'n bietjie gelimited tools om dit te doen. Ek het daar 'n vloerjack om onder hom te sit en die kop weg te skuif. En daai kant het ek daar 'n bokkie saamgebring, so kom ons kyk wat ons kan doen met dit wat ons het. Goed, so hier is die ding. In 'n perfekte wêreld is mos nou lekker om in 'n werkswinkel te werk met al die toerusting, maar soms kom jy in die veld waar jy eenvoudig dit net nie moontlik is nie en jy moet planne maak. So hierso is nou 'n paar planne gemaak, so ek hoop hulle werk, so kom ons kyk of hulle werk. So oorspronklik idee was gewees, sit 'n jack hierso en dan sit jy 'n sit 'n jack hierso en dan sit ek 'n trolley jack die kant met wiele onder die engine en dan stoot jy die voorkop weg. Maar ek kan nie die trolley jack hier sit nie, want as jy kyk ons samp is lopsided. So hy het nie 'n plat samp nie. So daar het ek nou my trolley jack en dan moes ek 'n plan gemaak het vir die jack, want dit is nogals hoog van die grond af. So ek het sommer nou net hierdie uisters hier mekaar gekarniffel om my jack lekker hoog op te lig, alles lekker vasgeswy, so hy stewig. So daar is my jack. En dan op die John Deere 5415525 boordmodelle, wat jy kan doen is jy kan sy voorkop vol gewigte pak. Dan wil die engine vorentoe tilt, so dan kan jy 'n jack voor op die neusgewigte sit. So hierdie is 'n 3-silinder enjintjie en nie 'n 4-silinder soos die bordmodel trekkers in het nie. So ek hoop dat daai gaan ook hier werk. So ek het nou nog al die boute op die bellhousing het ek losgemaak. So hier sit nog 4 boute, so ek gaan hulle gou losmaak. En dan gaan ek hierdie ding probeer uit mekaar uitwikkel om te sien wat gebeur. En moenie worry nie, ek sal vir my bokkies hier aan die onderkant ook sit vir as dit daai kant toe wil gaan en nie daai kant toe wil gaan nie. Kan ons sien nou begin breekie kerel. Ons voel maar so stadig maar seker. Versigtig en dan kyk ons wat gebeur. Dit wil voorkom of my setup werk. So hierso is hy nou al lekker opgebreek. Dit is nou net my ou sjaaf die binnenkant wat nou 'n bietjie vas sit. Maar as kom die hand vat, daar stoot hy sommer lekker. En hy het ons om nou. John Deere is middeldeur. Daar so het ons die klats, so kom ons kyk 'n bietjie hoe lekker dinge als in die binnekant. Toe die klats het ek sommer nou vir ons afgehaal. En hierdie gedeelte wat julle hier sien op flywheel, dit is waar jou op die ou klats loop. Hy het so 'n paar heat spots hierso, maar dit is nou niks ernstig nie. Dan as hierdie kant kyk, hier weer release bearings. Ons gehoor daai ene is grof. Die ene is nog alright. Hy is nie te bad nie. Maar ja, hierdie hele besigheid moet ons ook nou hier uithaal, want hy het hier in die agterkant het hy sulke oortjies. En hulle is baie lief vir fassies en sluit, so ons moet net kyk hoe lyk hulle daarso. Dan natuurlik het ons nou ons pilot bearingkie hier binne. Hy voel ook nog actually alright. So die klats het nie gegaan as gevolg van 'n bearing wat gegaan het. Soos nou omloop na die klats toe, omdat die laaigraafwerk op het. Hier kan ons nou sien, hierdie is ons bietjie ou klats. En ons bietjie ou klats het nog eintlik baie
padding op. Maar nou hier in die binnekant, jy kan hom net nie oopmaak nie. So die camera vir ons mooi kan zoom. Ons is daar, soos wat hulle sê, op die buttons. Daar is niks met klats oor nie. Daai gedeelte hier aan die binnekant is die klats. En dis ons nou die klatsplaat. So die sprinkies is nog alright. Hierdie een so effens loserig. En hierdie dampener springs is actually nog okay. So ja, John Deere, loopklats. Hulle is lief vir hierdie loopklatse. Goed, so ons klats is uit, ons release bearings is uit. Ek wil net vir julle gaan wys as jy die release bearings wil uithaal, wat jy doen. So, die release bearings is nou hierdie vingers wat ons nou vorentoe stoot. En dan, om hele besigheid uit te dop, maak jy net hier los, hier by jou klats, hier waar jy hom stel. En hier in die onderkant, maak jy hom net hier los. En slaat jy maar net hierdie yster terug. Daai ene slaat jy vorentoe. Dan kom hier die hele gepak uit. En ja, daar haal jy die release bearings uit. En dan moet jy net hierdie oortjies kyk. Ja, hulle is lief gesluit. Daar en daar. Maak net seker dat hulle is ook fyn. So, klats lê aan die ander kant. So kom ek wys gou vir julle wat ek alles hier by die klats sien. Een probleem wat ek het met die John Deere klatse is, okay, hierdie klatse hardloop in baie van hulle trekkers. Al die 5 rekse wil ek amper sê van die 5415 af. Ek weet nie wat voor die 5415 John Deere hulle gehardloop in die boordtrekker modelle nie, maar so, hierso het jy nou jou bearings. Jy het mos nou hierdie collars. En dan, as jy nou kyk na hierdie collar, nou haak jy vas. Sit hom net daar. Daar is hy. Sien julle jou klatse vinger? Daar is nog 'n gedeelte wat uitsteek. Sien, daai gedeelte het afgebreek. Hier is 'n gedeelte wat uitsteek daar. Nou, die collar is te klein. Hy kom so van John Deere af, hulle het hom so geontwerp. Ja, ek weet, ingenieurs is slimmer as ek, maar as jy met die manne praat wat die bordtrekkers het, die trekkers wat baie PTO werk doen. Jy is gelukkig as jy 2500 ure uit 'n klats uitkry. Hierdie een is, by the way, het, as die klok reg is, en 'n glo huis nog reg, 6000 ure gedoen, so actually well done. Maar ja, as jy baie PTO werk doen, daai klatse hou nie. Hulle is eenvoudig, die spuitpompe trek net te veel krag, hulle word maar geabuse. Maar anyway, so ek het 'n kontak wat baie aan die trekkers werk, en hy het actually, en hy het vir hom collar hier laat maak wat 'n bietjie breër is, bietjie wyer is, wat dan nou as jy hom opsit hierdie tone vol toemaak. En dit werk klaarblijklik baie beter. Anyway, hierso soos flywheel gaan hom maar net saam stuur ook, dat is hom maar net saam die klats kan opgestel word, maar kyk nou net hier. Kyk al hierdie klatsstof. Lekker. Waar is die eppies nou? As julle nie weet nie, as jy 'n eppie doop of jy suur hom in, dan vat jy van hierdie stof en dan vryf jy 'n bietjie sy gesig vol van dit. Dit maak lekker swart en dit juk ook lekker. In elk geval, daar sê julle, dit is nou eers al vir hierdie klats video. As jy van hierdie video's hou, like hulle 'n bietjie, share hulle 'n bietjie, dit help weer vir my. Vir eers is dit al van my kant af. Lekker dag verder. Cheers.